Hartlike goeiemôre, dit is maandagooggend, nee, is die 3de Augustus, die jaar 2026. Waar vlieg die tyd teen? Ons is al in nog 'n maand van Augustus. Maar nietemin, Jesus Christus is nog steeds koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Daniel Gerwe en vandag gaan ons 'n bietjie rondom God se woord praat en ek wil praat oor die wapenrusting. Nou die manne wat in die weermag was, sal weet presies waarvan ek nou praat. Dit is 4:00 of 5:00 en dan is dit opstaan tyd. Man, die eerste ding wat jy doen is jy maak jou bed op. Jy begin nie jou dag as jou bed nie opgemaak is nie. Dit is een ding wat 'n ou geleer het en goed. En my vrou het baie vinnig, en toe ons so pas getroud is en ons is saam, en het sy baie vinnig geleer. Jy gaan nie uit jou kamer uit as jou bed nie opgemaak is nie. So, dit is iets wat ons baie vinnig geleer het. Jy maak jou bed op. Maar nietemin, so het 'n ou geleer en dan het jy ook geleer van jou vuurwapen, hoe werk jou wapen, hoe werk al die verskillende vuurwapens wat jy kry en jy het seker gemaak, jy ken jou wapen. So, jy gaan nie oorlog toe met 'n pen en papier nie. Jy gaan nie vir hom 'n love letter skryf nie. Jy gaan oorlog toe, want jy weet, dis die vyand. En jy het jou vyand geken. En so moet jy ook bewus wees van jou surroundings om jou en weet wie en wat wag vir jou. So jy was voorbereid geweest. En ek wil vir jou sê, vandag is nog steeds presies dieselfde. So julle wat nou nie in die weermag was nie, maar jy moet nog steeds paraat wees. Jy moet jou wapen ken, jy moet jou surroundings ken, jy moet weet wie is jou vyand. En hoe gaan ons dit doen? Die God se woord. Die Here leer ons wie is die vyand. Hy leer ons hoe om ons wapenrusting aan te trek. Hy leer ons om gereed te wees. En jy gaan nie soetbroodjies na die vyand toe nie, want hy is nie daar om soetbroodjies met jou te deel nie, met braaibroodjies te deel of wat ook al nie. Hy is daar om jou dood te maak, jou te verwoes, en ek en jy moet paraat wees. Ons moet gereed wees om die vyand te identifiseer. Nou kom ons gaan lees die wapenrusting van God wat hy vir ons gegee het, wat ons moet aantrek. En dit is in Efesiërs 6, hier vanaf verse 10. Hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Weet jy, nou is baie belangrik wat ons hierso leer. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is geneig om so teen mekaar te beklei. En dan wil ek sê, die boeties en sissies binne in 'n kerk, binne in die huis van die Here, beklei teen mekaar. Maar die woord sê vir ons, wees waaksaam, want jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die vyand. En ek en jy moet hom identifiseer, soos wat die manne geleer het om die vyand te identifiseer, moet ek en jy leer om die vyand te identifiseer. Hy sê in vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, die swaard van God, dis van die Gees, dit is die woord van God, God se woord, die Bybel. Ek en jy het nodig om dit te ken, soos wat 'n ou wat in die diensplig is, geweet het hoe om sy wapen uitmekaar te haal, hoe vinnig om weer mekaar te kan sit, waar werk wat. Hy kan nie 'n 9mm patroon in 'n R1 sit nie, dit gaan nie werk nie, jy moet dit kan identifiseer. So het God ons ook sy woord gegee, sodat ons die vyand kan identifiseer, sodat ons weet waarmee ons te doen het. En ek en jy kan nie die vyand stormloop as ons nie weet hoe en wat ons moet gebruik om teen hom op te staan nie. Hy sê in verse 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons het nodig om vir mekaar te bid. Those who pray together, stay together. So kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te help en ons te leer hoe om gereed te wees.
Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons gereed kan wees, Here, vir die vyand. Here, dat ons die vyand sal identifiseer, dat ons sal weet, Here, hy's nie hier om broodjies te braai nie. Here, die vyand is uit om te verwoes, te verniel, dood te maak en ons te vernietig. Here, en ons staan in die naam van Jesus Christus, Here. Ons staan op ons voete, ons staan op ons regte, dat ons is kinders van God. En Here, U het ons nie bang gemaak nie, maar U het ons waardig gemaak om te kan staan in die naam van Jesus Christus. Leer ons, wys ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan staan op die woord van die Here Jesus Christus. Staan waak en wees waaksaam. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.